van die Here, dis lekker om vanmôre saam met jou die woord van die Here te lees en julle almal te kan sien dat jy gesond is, dat dit met jou gees goed gaan, soos dit met jou liggaam ook goed gaan. Ons glo dat dit met jou goed gaan, dis hoekom jy vanmôre hier is, want jy het 'n dankbare hart teenoor die Here. Nou ja, vanmôre is die een van die grootste gebeurtenis wat ooit vir die ganse mensdom plaasgevind het. Daar is nie 'n ander vervangingsmetode nie. Daar is nie 'n ander manier waardeur die mens verlossing kan kry nie. Nou ons is vanmôre hier. En dankie vir die persoon wat hierdie pragtige uitbeelding gemaak het. Hansie, dis pragtig. Ons is vanmôre hier. Sondag gaan julle praat oor daardie gedeelte. Oor die opstanding uit die dode. Maar ons is vanmôre hier rondom die kruis, die heuwel van Golgotha en die redder aan die kruis. En vanmôre is daar een versie wat ek saam met jou wil lees en ek wil dit by jou los vanmôre en dit vir jou gee as die teksvers wat ons vanmôre gaan gebruik. En dis Johannes 1 vers 29. Nou, as ons daarna kyk, dan sien ons dat hy sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom. En hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes 1 vers 29. Hy kyk en hy sien 'n persoon na hom aangestap kom. En Johannes die Doper, een van die grootste van alle tye van die profete, kyk na Jesus en hy wys na hom en hy sê, kyk julle, daar kom die lam van God. En dis die een deel van hierdie versie. En die tweede deel wat hy saam met dit noem, hy sê, hierdie lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Wow. Daar's 'n tweeledige gebeurtenis. Nou die sonde wat weggeneem moes word, is die sonde van die mensdom. Nou as ons gaan lees en ons kyk hier in Jesaja 14 en ons kyk Jesegiel 28, waar het die eerste sonde ontstaan, dan weet ons dit kom van Lucifer. Hoe hy gesondig het, weet ons nie. Want hy was 'n volmaak geskape engel gewees. Sonder sonde. Hy moes nie gesondig het nie. Maar in sy hart het daar hoogmoed gekom en die hoogmoed het gemaak dat hy aan die Here ontrou geraak het en opstand gekom het en hy's uit die hemel gewerp en hy's gestroop van al sy heerlikheid en krag wat hy gehad het. En daarom sê hy vir ons, hy sê, o Lucifer, jy wat die keurgraad van seën gedra het. Jy wat 'n engel was, 'n geer wat beskit. Hoe het jy geval? Want jy wou jou gelykstel met God. En ons sien waar het die sonde ontstaan. Nou voor ons vanmôre kan praat oor die lam van God, moet ons eers in mekaar sê, was dit nodig dat daar 'n kruisverhaal moes wees? Was dit nodig dat die redder aan 'n kruis moes sterwe? Was dit nodig dat Jesus na die aarde moes kom? Hoekom is dit nodig dat hy na die aarde moes kom? Wat is die rede vir sy koms na die aarde? En voor ons dit nie begryp nie, kan ons nie regtig ten volle oor die kruisiging van die Here Jesus praat nie, want dan gaan dit nie vir ons sin maak nie. As jy vanmôre deur die strate gery het van jou dorp, en terwyl ek deur Hartbeesfontein ry, toe sien ek al die winkels is oop. Wow. Daar is seker 2 wat toe is in die hele Hartbeesfontein omgewing. Hulle maak die deure oop, hulle is besig om geld te maak en al hierdie dinge, terwyl ons besig is met die herdenking van die mees belangrikste episode vir die mensdom, die redding van die siel, die vergewing van sondes. Lucifer het verder gegaan. En toe het hy in die tuin, het hy beland, en hy het vir Eva en vir Adam laat struikel. Die tweede persone wat gestruikel het, na Lucifer en sy engele, was Adam en Eva. En daarom, omdat Adam sterwe,
in sy sonde. Die Bybel sê, as jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterwe. Maar hy het nie dood neergeval nie, nee, maar die dood het ingetree van daardie oomblik af. Jy sien ons vandag, ek is nou nie meer die mooiste pastoor in die hele kerk nie. Die ouderdom al in. En jy sien, die dood tree in. En daarom sien ons dat dis nie net die dood van die liggaam nie, maar die dood van die gees, want om die werklike dood is om van die Here geskei te wees. Wanneer die mens van God geskei is, dan is dit werklik dood. Dan is jy vir jou geen hoop vir die toekoms nie. So sonde het gemaak dat daar 'n redder moes kom. En reeds net na die sondeval, toe gee God hierdie belofte, en hy sê vir die Satan, hy sê, hy wat kom, hy die saad van die vrou, sal jou kop vermorsel. Jy sal hom in die hakskeen byt. Jou saad, en die vrou se saad, jou nakomeling, en die vrou se nakomeling, julle gaan te mekaar in opstand kom, en hy gaan jou kop vermorsel. Jy sal hom net in die hakskeen van agteraf kan byt. En dis waar hierdie kruis vanmôre van praat. Om die kruis te verstaan, moet ons eers stil staan by die gedeelte wat so 'n rukkie terug, ek dink pastoor Willie het daaroor gepreek, en ek wil vanmôre net vir jou so vinnig, net so 2 versies, Levitikus 16 vers 7 tot 10, wil ek vir jou lees. Hoor wat sê hy. Hy sê, en hy moet die 2 bokke neem, en hulle voor die aansig van die Here stel by die ingang van die tent van samekoms. Aaron moet oor die 2 bokke die lot werp. 1 lot vir die Here en 1 lot vir Asasel. Dan moet Aaron die bok aanbring waar die lot vir die Here opgekom het en hom as sondeoffer berei. Maar die bok waar die lot vir Asasel opgekom het, moet lewendig voor die aansig van die Here gestel word om oor hom versoening te bewerk deur hom vir Asasel in die woestyn te stuur. Hier sien ons dat hier word gepraat van 1 dag in die jaar, die groot versoendag. Die groot dag wanneer die volk voor die Here versoen moes word. Hulle sondes moes voor die Here gebring word. Daar moes iets in hulle plek gebring word om hierdie sonde op te lê, sodat die mens, die volk van Israel, en eintlik maar was dit die hele mensdom wat daar verteenwoordig was, moes dan by hierdie geleentheid, moes die sonde op iemand of iets geplaas word, sodat die mens kan voor God versoening kry. En dan het die hoofpriester het gaan en hy het 2 bokke geneem, lang storie kort te maak, en dan het hy hierdie bokke gebring, hulle voor hom gebring, en dan het hy die lot gewerp. Die lot was so 'n kruik of 'n emmer of iets, en dan het daar binne 'n voorwerpe gehad, 2 voorwerpe, waarop geskryf was aan die Here, en die ander een was Asasel, aan Asasel. As hy dan hierdie lot gooi, hy werp dit, en die een wat dan val, wat aan die Here behoort, was dan aan die Here geoffer, en die ander ene was gestuur van na Asasel. Wie is Asasel? Asasel het iewers in die woestyn, het hy hierdie bok, waarop die sonde geplaas was, ontvang. Die bok van die sonde was dan die hande opgelê, die hoofpriester sy hande op hom gelê en gebid, en die sonde van die volk op hierdie bok geplaas, en hierdie bok was die woestyn ingeneem, en daar ver van die laar afgelos, en dan moes hy daar sterwe, by Asasel. Asasel was een of ander woestynduiwel, of dalk Satan, of dalk 'n demoon. Die Bybel sê nie. Ek dink, in my onkunde dink ek, dat Satan hierdie sonde moes ontvang. Dis mos immers hy wat eerste gesondig het. Dis mos immers hy wat die sonde in die wêreld ingebring het. Dis mos immers hy wat die mens verlei het. Dis mos immers hy wat maak dat mense sterwe in hulle sonde en hulle ellende, en dat ons so sukkel vanmôre om werklik die pad van die Here te loop. Dis immers hy. So hy moet die sonde ontvang en hy moet die skuld dra vir alles wat gedoen het en gebeur het. Kom ons gaan aan. Dan was hierdie bok, die een was geslag en was geoffer vir God.
Die ander bok was vir Asael gestuur om te sê, hier is jou sonde. Hier is die sonde van die hele wêreld vir wat jy verkeerd gedoen het en hoe jy die mense verlei het. Nou kind van die Here, in Jesus se verhaal as lam van God is daar 2 punte wat hy verlossing gebring het. Die eerste punt sê hy die mens van sy sonde verlos. As jy vanmôre dink dat jy het nie nodig dat hy vir jou gesterf het nie, dan sê die woord van die Here vir ons Romeine 3 vers 23, hy sê vir ons so mooi, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So jy vanmôre dink jy is vry van sonde en jy het maar van kleins af groot geword in 'n huis wat Christelik is, of jy was die predikant se seun of dogter gewees, dit maak nie van jou 'n heilige nie. Alle mense, een of ander tyd, sonde gedoen. En dit ontbreek hulle aan die heerlike teenwoordigheid van God. Maar nou sê hy vir ons so mooi in Romeine 6, noem hy weer vir ons, hy noem dit so mooi en hy sê daar, die loon van die sonde is die dood. Maar die ewige lewe is in Christus Jesus, ons Here. En as ons dan terugkom na Christus, die lam van God, hy was die lam wat in ons plek gesterf het. Daar's 2 dele is nou net gesê wat Jesus vir ons wil uitlig. Johannes sê daar is die lam van God. Met ander woorde die lam, die een wat vir God wat die lot opgeval het en aan God geoffer moes word. Hy was daar die lam wat die prys betaal het, wat vir God versoening gebring het. En dit wat vanmôre vir ons sê dat die Here bring versoening. Hy versoen ons met hom. Hy versoen ons deur die kruisdood van Jesus. Die tweede deel is hy wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Tweede deel is, hy het neergedaal na die onderste dele van die doderyk. Hy het daar, waar die plek, die hel, en die plek is waar die mens, wat in sonde verval, en waar die mens heen gaan wanneer hy sterwe, as hy sonder God sterwe, hy daar gegaan om die sonde daarheen te dra. Hy was die lam van God. Hy was ook gestuur na die woestyn dan, kan ons maar sê. Hy moes na die doderyk toe neerdaal, en die doderyk is 'n absolute woestynkind van die Here. Daar is daar mense wat wag om in ewigheid in straf, in ellende te sit, en daar sterwe hulle wurm nie, en hulle vuur word nie uitgeblus nie, en dit is 'n plek van smarte. Ja, dit is 'n woestyn van lewe. Daar is nie regtig lewe soos ek en jy dit ken nie. Die doderyk is 'n verskriklike plek. En soos die bok die sonde moes dra, het Jesus die sonde van die mensdom op hom geneem. Hebreërs 9 vers 12 sê hy is Christus as hoëpriester, het eenmaal in die tabernakel ingegaan, wat nie met hande gebou is nie. Hy sê, die tabernakel in die hemel, en hy het met sy eie kosbare bloed versoening vir die mensdom gaan bewerkstellig. Hebreërs 9 sê dit vir ons. Hy sê Christus het in die allerheiligste ingestap. Hy het voor God verskyn om vir jou en my versoening te bring, sodat ons tot redding en verlossing kan kom. En daarom kan ons vanmôre werklik weet, hy het die prys betaal, sodat ek en jy kan lewe. 1 Petrus 3, vanaf vers 18 en 19, praat hy van, hy het ook heen gegaan en gaan preek vir die geeste in die gevangenis, wat eens ongehoorsaam was. Hy het ook gaan afkondig. Die Grieks daarvoor sê eintlik, hy het gaan afkondig. Wat het hy gaan doen in die doderyk? Hy het nie gaan om die straf te neem en gestraf te word nie. Nee, hy het daarin gestap om die duiwel van al sy krag te stroop en hom heeltemal weg te vat. En die laaste bietjie wat Satan gehad het, die mag oor die dood, het hy kom neem. En die Bybel sê, hy het die sleutels van die doderyk en die dood geneem. Satan is selfs gestroop van die sleutels van die doderyk. Hy het nie eens mag oor die dood vanmôre nie.
Hy verlei die nasies en al die dinge, maar die groot gesag is aan Jesus toe vertrou. Toe hy die doderyk instap, toe hy die mens kom vrykoop en vrymaak van die binding wat vyand op hulle gebring het. En dit is vanmôre waar ons staan. Die kruisdood van Jesus was 'n baie bloedige dag gewees. Dit was 'n dag van marteling. Was 'n dag wat hy die kruis dood gedra het, of die kruis gedra het en die kruis dood gesterf het. Dit was 'n dag wat Jesus vroeg die môre het hulle al heen geneem, die vorige aand het hulle hom al reeds veroordeel en die grootste van alle sondes het uitgekom uit die mensdom. Die mense vervalle toestand was geopenbaar en alles wat daardie dag gebeur het, van daardie dag toe hy gevange geneem word die vorige dag of aand totdat hy aan die kruis sterwe. Die sondige natuur van die mens het uitgekreoel, oralste uitgekom. As ons kyk na die verhoor, dan was dit een van die onregverdigste verhore van alle tye. Hy was gevange geneem, hulle het nie eers 'n aanklag gehad nie. Toe hy voor hulle verskyn, voor die Joodse Sanhedrin, die priesters, die hoogste Christelike raad of kerkraad in die Joodse godsdiens, toe hulle van vra, toe hulle daar kom, toe sê hulle, wat is sy aanklag, hoekom, watter klag het hulle teen hom? Toe kry hulle nie 'n klag nie, hierdie een sê daai en daai een sê so, en hierdie een sê, hy gaan die tempel afbreek en in 3 dae opbou, en hulle kan hom nie daarop doodmaak nie. En uiteindelik, toe hulle geen klag kry nie, wat die doodstraf regverdig nie, toe vra die hoofpriester, is jy die seun van God? Is jy die Messias? Is jy die redder? En hy sê, ja, ek is. En toe hy dit sê, toe kom hulle in opstand, en hulle spring op, en die hoofpriester het 'n verskriklike, hy's besig om 'n vreeslike vertoon te gee. Die Bybel sê, hy neem sy klere en hy skeur dit, en hy sê, watter ander klag het ons nodig? Hoor wat sê hy. Wow. Is u die seun van God? As die kerk reg was om die Messias te ontvang, sou hulle geweet het, dis hy. Die gees van die Here sou dit vir hulle gesê het. Tweedens, sy dade sou dit geopenbaar het. Derdens, die wonderwerke wat hy gedoen het, om mense die dood uit lewend te maak, kan geen mens doen nie, net God kan dit deur iemand doen. En daarom het hulle nie 'n rede gehad om hom te kruisig nie. So die godsdienstige gedeelte van daardie dae, of die godsdienstkring of die godsdienstleiers, het nie 'n rede gehad om hom tot die dood te veroordeel nie, maar hulle skeur hulle klere en hulle sê, weg met hom, weg met hom. Die Romeine is net so betrokke as die wêreldheersers van daardie tyd. Pilatus vra vir hom vra. Hy sê vir hom, is jy 'n koning? En dan vra Jesus, sê jy dit maar uit jouself, of het iemand dit vir jou gesê? En dan op die ouene van die tyd, nadat hy so 'n paar goedjies gevra het, dan sê die Bybel, en hy was bang vir 'n oproer. Hy was bang dat sy aansien sou in skerwe val, en die keiser sou hom dalk onthef het. Hy was bang, hy verloor sy aansien, en daarom neem hy 'n bakkie water, en hy was dit kamelsdag, en hy sê, julle moet maar besluit. Maar eintlik kan hulle hom nie kruisig nie, die Romeine moet hom kruisig. Die Jode kan hom nie kruisig nie, want hulle staan onder die Romeine. So die Romeinse gesag het eintlik gesê ja vir die kruisiging. Hulle neem hom en hulle slaan hom. Hulle gaan neem die kats en hulle slaan hom. Julle weet, julle ken daardie verhaal wat die stukke vleis uit sy rug uitruk en die bloed loop en oral waar jy kyk is net stukke vleis uitgeruk. Hulle sit 'n doringkroon op sy kop en dan slaan hulle hom met die riet op die kop en die doring steek in die kop in en al hierdie dinge gebeur en hy verloor al meer en meer bloed. Die Bybel sê in Jesaja 53 hy het gelyk soos iemand wat ons nie sou herken nie. Hy is ter wille van ons ongeregtighede,
Terwille van ons sondes is hy deurboor. Is hy verbrysel. Hulle spuug op hom. Hulle vloek en skel hom. Hulle draai teen hom, die soldate draai teen hom. Hy neem sy kruisbalk en hy dra dit, en terwyl hy loop is hy so swak dat hy eintlik struikel en val. Hulle bring vir Simon van Sirene en hy dra die deel van die kruis verder en jy ken die kruisverhaal en hoe hulle hom aan die kruis vaskap en hoe hy daar hang. En dan aan die einde kom die laaste woorde. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Die Bybel sê dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Het God regtig sy aangesig van sy seun af weggedraai? Het hy regtig die rug op hom gedraai? Het hy hom regtig gelos in sy ellende? Het God regtig nee? Ek wil vanmôre sê nee, die Here sal nooit sy rug draai op sy seun nie. Maar wat het gebeur? In daardie oomblikke was hy so as sondebok, vol van die wêreld se ongeregtighede, dat hy gevoel het, God is ver van hom af. Hy voel alleen, hy voel eensaam. Voel asof alles en almal hom verlaat het. En aan die einde roep hy uit, dit is volbring, en hy sterwe. Ek luister vanmôre 'n verhaal, voor ek dit vir jou vertel, ek wil net eers die ander iets noem. Verhaaltjie wat ek gehoor het van 'n jong meisietjie van 6 jaar, dalk het jy dit al gehoor, maar dit pas vanmôre by die boodskap. Was gewoond om elke jaar, wanneer dit Paastyd is op Goeie Vrydag, dan sit mamma vir hulle die kruisigingsverhaal aan, die video van die kruisigingsverhaal in daai tyd. En dan kyk hulle hierdie kruisigingsverhaal en dan sit sy daar en sy's half bevange, vreesbevange oor die bloed en alles wat hier gebeur, maar mamma, pappa sê jy moet weet wat aangaan my kind, jy moet die verhaal van Jesus ken. En sy sit daar en die dag, terwyl sy daar sit, toe trek sy haar beentjie so in en sy sit dit hier onder haar ken en sy sit en kyk heeltyd net daar wat op die TV aangaan. En sy is heeltemal gespanne. En toe hulle by die einde kom, waar Jesus sterwe en begrawe word, en die nuwe môre breek aan, toe snik sy 'n sig van verligting. En sy sê, nou begin die goeie deel. Nou begin die goeie deel. Die deel van die opstanding. Ons het vanmôre vir jou die grafdeel geskilder, die kruis en die pyn. Sondag sal pastoor Willie vir jou skilder die opstanding, die nuwe deel, die nuwe lewe. Maar kind van die Here, my afsluiting vanmôre is, wat ek by jou wil los is, 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, julle is duur gekoop. Julle is duur gekoop. Kind van God, liewe luisteraar, die kruisigingsverhaal, die redding is nie goedkoop nie. Dis nie maar net sommer 'n geprewel van 'n paar woordjies en as jy gered nie. Die reddingsverhaal is 'n duur prys. 'n Duur prys wat betaal moes word. En vanmôre is ons so belangrik dat ons vanmôre vir mekaar moet sê, ervaar jy Christus se redding as duur vir jou? Of speel jy met die godsdienstige redding wat in Christus Jesus die enigste redding is? Speel jy met God se genade of leef jy in volle oorwinning vir hom? Die Bybel sê vir ons in Jakobus 2 vers 26, die geloof sonder die werke is dood. Die geloof sonder werke beteken niks. As jy vanmôre nie geloof deur die werke ondersteun nie, dan beteken die geloof niks. Want jy sien, die geloof moet uitgebeeld word, uitgestraal word. Geloof moet gelewe word, uitgeleef word. Jy kan nie vanmôre vir my sê jy glo, maar jy kom amper nooit in 'n kerk nie. Jy kan nie vanmôre sê jy glo in Christus, maar jy bid nooit nie. Jy kan nie vanmôre sê jy glo in die reddende genade van die Here, maar jy leef nie soos 'n verloste nie.
Vanmôre, tweede verhaal wat ek net mee wil afsluit, wat ek net vir jou gesê het, vanmôre oor die radio, toe praat hulle met 'n persoon, wat in die COVID-tydperk, 2019, het hy COVID gekry, baie ernstig, sy longe het platgeval, en hy's besig om te sterwe. Hy's daar in die hospitaal, hy het suurstof op. Hy sê, en terwyl hy daar lê, toe voel hy hoe dat hy uit sy liggaam uitgaan. Die masjiene is op hom, hulle haal vir hom asem en alles. Die dokter sê, dis verby. Vele het langsom al gesterwe, julle weet mos hoeveel miljoene, duisende, honderde duisende is dood in daai tydperk. Hy sê, terwyl hy so sterwe, toe sien hy hoe dat hy uit sy liggaam uitgaan en hy hier in 'n glaskas. Nou mense beleef dit verskillend. Maar hy sê, hy sien hoe dat hy afgaan, hy's besig om af te dryf, en hy's besig om so deur die lug te trek, en terwyl hy so trek, toe weet hy net, hy's verlore. Jy sien, wanneer jy in die ewigheid kom, weet jy als. Die Bybel sê, nou weet ons ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. En van daardie oomblik af weet jy of jy gered is of nie. Hy sê, en hy dink by homself, ek het baie kerk toe gegaan, en ek was daarom 'n deel, 'n lidmaat van een of ander kerkgenootskap, so my lewe was daarom redelik gewees, en ag, ek het dan nie so verskrikke verkeerd geleef nie, en hy dink dit by homself, is flits deur sy gedagtes, maar onmiddellik toe weet hy, dit help alles niks nie. Sê, en hy weet, hy is op pad hel toe, hy weet dit net. Niemand sê dit vir hom nie, hy weet dit net. Terwyl hy so trek, toe dink hy by homself, wat kan hy maak om uit hierdie glaskas uit te kom, want hy kan niks doen nie. Hy sê in die dood kan jy niks doen om jou te red nie. Daar's niks wat jou kan red, wat jy jouself uit kan doen nie. Jy kan vanmôre nog wegkom, mense kan na jou kyk en dink, jy lewe 'n mooi lewe, maar dis alleenlik vanmôre jy en die Here wat weet hoe jou lewe is. Ander mense kan baie van jou sê. Ek kan dalk dink, jy is hierdie spesiale ou, wat die meeste getuig, die meeste bid, die meeste tiende gee, die meeste al hierdie goed gee. Maar jy weet of jou saak met God reg is. En daardie oomblik beteken al hierdie dinge, mooi werke, niks nie. En terwyl hy daar so besig is om af te daal na die doderyk, na die hel toe weet hy is verlore, hy sê en hy's magteloos, hy kan niks doen nie, en skielik kom hy tot stilstand. En die heerlikheid van die Here Jesus is by hom. En die Here sê vir hom, ken jy my? Hy sê, maar dadelik weet hy. Hy sê, want in die doderyk weet jy wie's Christus. Almal ken hom. Almal weet wie hy. So as jy in die dood kom, sal jy hom ken, al het jy hom nog nooit gesien nie. Maar jy sal hom ken as jou verlosser, of as jou regter. Een van die twee. En Jesus vra vir hom, weet jy wie's ek? Hy sê, ja, hy is Jesus. Hy sê, nee, ek is nie maar net Jesus nie. Hy sê, ek is Jesus, die Here van hemel en aarde. Ek is die Almagtige. En vanmôre kerk van die Here sê die woord van God, elke knie sal buig. Elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Ken jy hom vanmôre net as Jesus, of ken jy hom as die Here, Jesus Christus? Ken jy hom net as Jesus, of ken jy hom vanmôre as die redder en die regter van die mensdom? Dis die verskil. Ons moet vanmôre vir mekaar op hierdie mooi dag sê, hoe lief het jy hom regtig? Voor ons na die tafel van die Here gaan, want om hierdie tafel vanmôre aan te sit, is so voorreg. Want dit sê vanmôre, dis die prys wat hy vir jou betaal het, die simbool daarvan. So jy vanmôre aan hierdie tafel deelneem, en jy neem daardie brood en jy eet, dan vereenselwig jy jou met die breking van die liggaam van Christus. As jy van daardie kelkie of beker neem en jy drink,
dan vereenselwig jy jou vanmôre met die bloed van Jesus. Dan sê jy vanmôre, Here, U het in my plek gesterwe. En as jy vanmôre nog nie gered is nie, dan is dit vanmôre tyd om tot redding te kom. Want dan sê jy reeds uit vir jou gesterwe, maar jy het nog niks daaraan gedoen nie. En ek dank God vanmôre, ek glo dat almal van julle wat hier is vanmôre alreeds so keuse gemaak het. Hoe lief het jy die Here vanmôre? Is jy maar uit gewoonte besig om te bid, besig om Bybel te lees, uit gewoonte besig om kerk toe te kom? Of doen jy dit omdat jy die Here liefhet? Daar's 'n verskil, mense. Daar's 'n verskil uit gewoonte en uit liefde. As jy vanmôre uit gewoonte uit vir iemand, vir die Here iets wil sê, het dit geen krag nie. Maar as dit vanmôre uit liefde gedoen word, en dit kom uit jou hart uit, maak dit die hemelse sluise oop vir jou. En daarom wil ek vanmôre vra, het jy hom meer lief as jou lewenswyse wat jy nou het? Het jy hom meer lief as al die geld wat jy het? Het jy vanmôre die Here meer lief as alles en almal? Is hy nommer 1 in jou lewe? Ons gaan na die tafel van die Here gaan vanmôre. En ek wil vanmôre vir jou lees, dat jy saam met my aan die tafel van die Here kan sit, en ek lees vir ons saam uit 1 Korintiërs 11 vers 23. Paulus sê, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die dag waarna hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Wanneer ons hiervan drink en hiervan eet vanmôre, doen ons dit sodat ons kan onthou wat hy vir ons gedoen het. Dis nie maar net nog 'n geleentheid nie. Dis nie maar net nog 'n gewoonte nie. Dis vanmôre 'n herinnering. Dis vanmôre so erg dat ons vanmôre hier kan staan en kan deelneem en sê, Here, ons het U lief met ons hele hart. Het jy hom regtig lief vanmôre? Kan jy vanmôre regtig uit jou hart uit sê, Here, ek het U lief. Ek het U lief met my hele hart. Want dis wat hy van jou vra vanmôre. Sodat wanneer jy aan hierdie tafel sit vanmôre, jy sal onthou wat hy vir jou en vir my gedoen het. Die lam van God wat die sonde van die wêreld geneem het en gedra het en betaal het vir jou en my. Ek gaan die seën van die Here op sy tafel afbid. Daarna gaan ons u nooi om saam na vore te kom. Kom neem vir jou 'n stukkie brood en 'n kelkie en jy kan dit hier voordrink of jy kan gaan sit en dit drink by jou sitplek, net so dit vir jou gemaklik is. Kom ons bid die seën van die Here oor hierdie tafel. Hemelvader, ons buig neer. Vanmôre staan ons by die dag wat Jesus gekruisig is. Die mooiste dag in die geskiedenis van die mensdom. Die mooiste dag toe die redding na hierdie aarde gekom het om ons van ons sonde te verlos. Vanmôre, Here, wil ons hierdie nagmaaltafel gebruik. As nie maar net nog 'n gewoonte handeling nie, maar vanmôre as 'n liefdesbewys dat U vir ons lief is en dat ons U liefhet. Ja, so lief het God die wêreld dat sy eniggebore seun gegee het. En vanmôre neem ons aan hierdie tafel deel uit liefde om vir U terug te kom sê dankie. Dankie, Here, dat U vir ons lief is. Dankie dat U die prys betaal het. Dankie, Here Jesus, dat U die kruisdood vir ons deurgegaan het, sodat ons vanmôre gered kan word. En dan wil ons vanmôre deelneem aan hierdie tafel en ons wil sê dankie vir die liggaam en die bloed van Christus. Seën dit tot ons. Terwyl ons dit vanmôre neem ons 'n herinnering aan U en ons dink aan wat U vir ons gedoen het in Jesus naam. Amen.